Vriende, ons skriflesing kom dan uit die 83 vertaling, Johannes 18, vers 19 tot 40. Die hoofpriester het Jesus toe ondervra oor sy disippels en oor sy leer. Jesus het hom geantwoord: Ek het in die openbaar met die mense gepraat. Ek het hulle altyd in die sinagoges en in die tempel geleer, waar al die Jode bymekaar kom, en ek het niks in die geheim gesê nie. Waarom ondervra u my? Ondervra die wat gehoor het, wat ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat ek gesê het. Toe Jesus dit sê, het een van die wagte wat daar naby gestaan het, hom geklap en gesê: Antwoord jy die priester so? Jesus sê toe vir hom: As wat ek gesê het verkeerd was, sê dan, wat was verkeerd? Maar as dit reg was, waarom slaan jy my? Annas het hom toe geboei na die hoofpriester Kajafas toe gestuur. Simon Petrus het hom nog gestaan en warm maak. Die mense by die vuur vra toe vir hom: Jy is tog nie ook een van sy disippels nie? Hy het dit ontken en gesê: Nee, ek is nie. Een van die hoofpriesters se slawe, wat familie was van die een wie se oor Petrus afgekap het, vra toe: Het ek jou dan nie in die tuin by hom gesien nie? Petrus het dit weer ontken, en net daarna het daar 'n haan gekraai. Toe het hulle vir Jesus van Kajafas af na die amptswoning van die goewerneur toe gebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amptswoning ingegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word nie, maar die paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra: Watter aanklag bring julle teen hierdie man in? Hulle het hom geantwoord: As hy nie 'n misdadiger was nie, sou ons hom nie aan u uitgelewer het. Pilatus sê toe vir hulle: Vat hom en veroordeel hom volgens julle eie wet. Maar die Jode sê vir hom: Ons mag nie iemand teregstel nie. Dit het gebeur sodat die woorde van Jesus vervul kon word wat hy gesê het toe hy aangedui het op watter manier hy sou sterwe. Petrus het toe weer in sy amptswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gesê: Is jy die koning van die Jode? Jesus het hom toe gevra: Vra u dit uit die eie of het 'n ander dit vir u van my gesê? Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Ek is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy tog wel 'n koning? Vra Pilatus. Dit is soos hy sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elke een wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Wat is die waarheid? Sê Pilatus toe vir hom. En toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle: Ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle is gewoond dat ek vir julle gedurende die Paasfees iemand loslaat. Wie wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat? Hulle skreeu toe terug: Nie vir hom nie, maar vir Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Sommige vertalings sê hy was 'n vryheidsvegter, waarop dit neergekom het. Vriende, dit dan ons teksgedeelte vanoggend.
Ek onthou toe ek 'n jong student was daar in Pretoria, was daar 'n storie in die pers gewees. Die storie van die prins van Pretoria. Wie onthou daai storie? Dit was nogal 'n interessante storie gewees, né? Die prins van Pretoria, daar's 'n fliek ook daaroor gemaak uiteindelik. Maar dit was 'n jong man wat homself voorgegee het om die prins van Liechtenstein te wees. Dit was sy fame to claim. En vir 3 jaar lank het hy nogal mense mislei, hoor. Hy het 'n klomp slim mense en bekende mense lekker saam met hom gesleep. Want ek dink dis nogal deel van die mens se natuur, né? Jy wil graag inwees hier by hierdie belangrike mense, né? Net om later op jou neus te kyk. Uiteindelik het dit uitgekom, vriende, dat hy eintlik niks meer was as 'n kelner in 'n restaurant nie. Kan julle glo? 3 jaar later het hulle sy liggaam in 'n parkeergarage in Pretoria gevind. Hy het sy eie lewe geneem. 'n Hartseer storie, nee. 'n diep hartseer storie. 'n Storie van 'n persoon aan die een kant wat voorgegee het wat hy nie was nie en op geen manier kon wees nie. En dan aan die ander kant hierdie tragiese gevolge daarvan uiteindelik. In 'n sekere sin is dit so tekenend van ons wêreld waarin ons leef, vriende. Waar mense dikwels voorgee om iets te wees wat hulle nie is nie. Ons almal doen dit met tye, kom ons wees nou maar eerlik. Ons gee maar bietjie voor dat ons 'n bietjie beter is as wat ons eintlik is, nê? Dis nie noodwendig alles sleg nie. Maar partykeer gaan dit baie ver en het dit erge gevolge vir mense. In die wêreld waarin ons woon, kyk ek nou die dag op sosiale media, sien ek daar 'n deepfake. Dis waar hulle 'n ou se gesig vat en letterlik hom laat praat soos die ou wie se gesig dit is, maar dis nie hy nie. Dis amazing. En so vang hulle mense uit en trek hulle mense in hulle web van korrupsie en skelmstreke in. Ons is gewoond daaraan om redelike fake nuus in die omloop te hê altyd. Storieetjies. Ons is ook wel bekend aan die nagemaakte produkte wat so teen 'n afslagprys op die straathoeke baie keer verkoop word. En baie keer, vriende, is dit geweldig moeilik om die onderskeid te tref tussen dit wat vals is en dit wat waar is. Ons kan nie sommer net so op die oog af baie keer sê, dis 'n leuen nie, of dit is vals nie, of dit is nagemaak nie. En soms wil ons eerder die leuen glo. Soms wil ons eerder die leuen glo, soos wat baie mense gedoen het met die prins van Liechtenstein. Ouens wou dit glo. Wanneer ons na ons teks kyk, vriende, is dit vir my geweldig opvallend hoe 'n geweldige rol vals en waar binne hierdie teks 'n rol speel. Kom ek verduidelik gou vir u. Wanneer die Jode vir Jesus gevange neem, moet jy mooi sien wat gebeur in hierdie teks. Dis ongelooflik. Wanneer hulle Jesus bring dat hy aangekla moet word of dat hulle hom aankla voor Pilatus, is daar geen oortreding wat hulle noem. Hulle sê net hy's 'n misdadiger. Hulle sou nie hom gebring het as hy nie 'n misdadiger was nie. Geen klag nie. Die tweede ding is, daar's geen getuies wat kan bevestig
dat dit wat hulle beweer die waarheid is nie. Niks. Maar Jesus aan die ander kant, wanneer hulle Annas hom ondervra, sê jy vir hom, man, jy gaan roep enige een wat saam met my, wat my gehoor het. Gaan roep enige een wat saam met my geloop het. Hulle sal presies vir jou kan sê wat die waarheid is. Hulle sal weet, ek het in julle tempel en in julle sinagoges het ek hierdie goed vertel. Almal weet wat ek gesê het. Ek het niks om weg te steek. Terwyl die priesters iets in die duister beplan het en met 'n klomp vals inligting gekom het om Jesus uiteindelik aan die pen te laat ry. Selfs die skare word in hierdie hele proses ingesleep en meegesleur deur die manipulasie van die priesterhoofde met leuns. Eers het hulle Jesus gesien as die Messias en die volgende oomblik sê hulle vir mekaar, hy is nie die Messias nie. Hy voldoen nie aan wat ons glo die Messias is nie. Ons kry dan vir Pontius Pilatus en die man het nogal 'n probleem. Hy weet nie lekker hoe hy hierdie storie moet hanteer nie. Hy's onseker. Wat is waar en wat is vals? Maar Pontius Pilatus het 'n ander spel waarmee hy besig is. Hy het 'n politieke loopbaan wat op die spel is. As hy teen die Jode kies vir Jesus, gaan daar uiteindelik dalk 'n klomp opstand in Jerusalem losbreek. 'n Klomp ontevredenheid wees. 'n Klomp geweld dalk selfs. Dit wil Pontius Pilatus voorkom. Hy wil nie in die moeilikheid kom by die Romeinse owerhede nie. Daarom speel hy hierdie spel, hierdie versigtige spel. Selfs Petrus, die disipel wat die naaste was aan Jesus omtrent, is die ene wat ook met die leuen rondloop. Wanneer hy gekonfronteer word oor, was jy by nie een van Jesus se mense nie, dan sê hy 2 keer in hierdie teks nee. In die ander evangelies is dit 3 keer. Ontken hy, verloon hy, jok hy. Ek wonder baie keer as ek een van daai skare sou gewees het. Watter keuse sou ek uitgeoefen het? Watter keuse sou ek gemaak het tussen waarheid en leuen? Sou ek saam met die groep gegaan het? Sou ek deur hulle ook meegesleur geword het? Of sou ek kon opstaan vir wat reg is? Wat vir my opval, vriende, is dat daar 'n baie mooi spel met woorde is in hierdie teks ook. Heel aan die einde kom Pilatus na die Joodse leiers toe en sê, goed, ek vind niks fout met hierdie man nie, hy praat die waarheid. Hy sê, ek vind niks fout nie. Is dit nie interessant nie, dat hy wat 'n heiden is, uiteindelik iets van die waarheid weet het, maar die Jode wat die kinders van die Here is, niks van die waarheid het. Dat hulle so godsdienstig is, dat hulle nie eers wil ingaan uit vrees dat hulle onrein sou word nie, sodat hulle kan gaan aanbid, die nagmaal kan eet, maar met leuns in hulle harte. En dan, as Pontius vra, wie kan ek vrylaat? Die koning van die Jode? Dan sê hulle nee, Barabbas. Die woordjie Barabbas beteken bar
Abbas, seun van die Vader. Is dit nie ongelooflik nie? Jesus word nie in hierdie teks die seun van die Vader genoem nie, maar die oomblik as hierdie naam daar genoem word, dan wil daar as ware vir ons op 'n implisiete manier gesê word, ons weet onmiddellik, seun van die Vader, Jesus. En weer 'n keer kom die leuen na vore. Die Jode kies hulle seun van die Vader. Hulle kies teen Jesus en hulle kies vir 'n politieke rebel wat hulle kan bevry van die politieke heersing van die Romeine, in plaas daarvan dat hulle kies vir die lewe deur Christus. Hulle kies die seun van die Vader, 'n vals seun van die Vader. Vriende, daar word in hierdie teks vir ons gevra, wat is die waarheid? Pontius Pilatus vra, wat is die waarheid? En hy laat daai vraag daar in die lug hang en hy uitloop na die Jode toe. Vanoggend is dit die vraag wat ook voor my en jou staan, met hierdie goeie Vrydag. Watter waarheid glo ek en jy? Is ek en jy bereid om vir hierdie waarheid op te staan, al kos dit ons wat? Of is ons ook bereid om saam met die stroom te gaan? Want sien, of ek nou net stil bly oor die waarheid en of ek self 'n leuen vertel, daar is eintlik geen verskil. Die enigste manier om by die waarheid te kom is om op te staan vir wat reg en verkeerd is. In 'n wêreld waar daar baie is wat vals is. Amen. Here, baie dankie vir u woord vanoggend. Here, ons leef baie keer self met 'n klomp leuns in ons harte. Ons leef in 'n wêreld vol misleiding en leuns. En is dikwels moeilik om daardie leuns in ons te konfronteer en daarmee te deel. En dit is soms baie moeilik om te onderskei in die wêreld waarin ons leef wat reg en verkeerd is. Ons bid dat u deur u Gees ons sal lei in die waarheid, Here. Dat ons sal besef die waarheid is nie iets nie, maar iemand. Dit is Jesus. Jesus wat gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na my toe behalwe deur die Vader nie. Ons kan net een waarheid hê, Here. U is die waarheid. Help ons om al die ander valshede in hierdie wêreld en in ons lewe af te lê, sodat ons binne in die waarheid kan lewe. Omhul deur die waarheid kan lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, daar gaan nie nou 'n dankoffer opgeneem word nie. Ons het gevra dat julle 'n blikkie kos bring. Daar agter is 'n houer gewees waarin julle dit kon sit. Daar mag dalk van julle wees wat vergeet het om 'n ou blikkie te bring vir die wat behoeftig is. Jy is welkom om by die deur dalk 'n gerandjie of 2 in die sakkie te sit, waarmee ons dan weer kos sal gaan aankoop. Ons gaan afsluit. Ja, ons sluit hiermee af en dan kom ons weer Paasondag by mekaar. U is welkom om huis toe te gaan.
afdruk.